verdien alle eer en liefde daarom buig ek voor u neer. U alleen is my bron van krag, en u teenwoordigheid wil ek waag. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan u die eer. Ons sluit af met liedboek 175, Majesteit. Ons het nou hierdie week saam met die twee ander moedergemeente en Kaapstad Pinksterdienste gehou en dit was baie lekker. Maar ek wil vir u sê, ek is so bly om vanmôre julle gesig te wees. Ek is verskriklik lief vir elkeen van u wat is. Dankie vir u ondersteuning, u getroue in die werk van die Here.
Dankie vir alles wat u doen om my te koers. My arms hoog te hou. Ek wil net vir julle sê, julle is die beste. Ek wil nou net spesifiek vir die hoofdiaken dankie sê. Hy het my Bybels vir my ingebring, want dit is eintlik soos woord. En die Bybel het die koning altyd 'n wapendrager gehad. Dankie dat jy my wapendrager is. Hoor, van vandag af is dit jou job. Hoor, baie dankie. Broers en susters, ons het 'n klompie afkondigings wat ek net gou wil hanteer. Die 29ste Mei se borsbroodjies is uitgestel, nie afgestel, uitgestel na die 5de Junie. Want oor ons gemeente en die hervormde kerk gaan daai dag kos koop. En ons gaan nie mekaar se kele afsny. So ons gaan op my 70ste verjaarsdag borsbroodjies. En om dit te vier, mik ons vir ten minste R20.000 wins. Wat sê jy? R20.000 wins. Nou, net om te vier dat die Here my so lank gespaar het en dat julle so lank op my uitgehou. Al die bestelvorms kan gevolglik nog gebeur word. Maak hom vol. Trek die ouens se arms, draai hulle nekke, doen enigiets, maar maak hom vol. Ons gaan regtig dit doen. En dan moet dit by volgende Sondag in gang kom. Asseblief dat ons ten minste daarin die julle kan nagaan. Enige iemand wat enige donasie wil maak, praat met Elma van Sails, sy maak al daai goeders by mekaar. Ja, goed. Ek wil net sê baie dankie vir die wat die Pinksterdienste so getrou hou. Broers en susters, julle sal dit nie glo, maar ons gemeente was elke aand in die leer. Ek is so bitter trots op julle. As daai overal vir Wesse so instap, dan bars my hart van trots. Jy weet. Ons het elke aand in die leer. Almal wat daar was, kan getuig van geestelike seën, bovenwag. Almal wat Dinsdag aan sop en broodjies gebring het, met die bediening en die opruiming gehelp het, baie dankie. Overal op die Wesse tafels het soos 'n boerebazaar gewerk. Kyk, as ons gedink het, ons gaan dalk vasbrand. Jette mense, die mense wil sê, dit was pragtig. Baie dankie. Ek was regtig hierdie week in elke opsig verras. Die aanbiedings van professor Fika is beskikbaar, maar ons moet werk dit op die oomblik, sodat dit gebruikersvriendelik is om op 'n WhatsApp uit te stuur. Dit is leerings wat u regtig maar kan wys. Die wat daar was kan getuig dat daardie man het 'n gawe om die woord soos 'n granaat vir jou op te neem. Wie het in ander dag gesit, dan voel ek vir my, Here, maar ek lees hierdie goed al jare. En nou maak dit eers vir my sin. Ek sê dankie vir die kerkraad, wat dit vir ons moontlik gemaak het om hier te kry. 'n Besondere woord van dank aan almal wat gehelp het met Gary en Laura se ma wat oorlede is, se begrafnis Dinsdag. Daar was ook genoeg kos, die wat gehelp het met die skink en die opruim, baie dankie. Ons gemeente is nou net besonder. As jy op hulle knoppie druk, is hulle daar. Eerskomende Woensdag aand om 1800 broers van die dagbestuur, neem net kennis, daar is 'n dagbestuursvergadering in ons storie, en ons vra dan ook die gemeente se voorbidding daarvoor. En ek dink nou is dit min of meer klaar, as enigiets van u iets nog wil aangekondig het, moet u nou spreek, of hierna vir ewig staan. Goed, broers en susters, ons gaan oor die formele. En ons begin is in die naam van die Vader en van die Seun
en van die Heilige Gees. Ons studeer die liedjes vanoggend die millennium gebed en ons gaan dit staan is. Ons gaan nou oor na ons gebruikelike stilwordstoel. Ek gaan nou ook weer vir die gemeente gee om met die Here te praat en om te vra om dit in ons harte stil te hou. En dan gaan ons luister na JD en Willie wat vir ons die lied Vrug van die Gees gaan sing. Baie dankie. O Vader, ek roep U naam, vul my met U Gees. Lei my weg van vleeslike begeertes, laat my wandel in U waarheid. Die vrug van die Gees is liefde, wat rein is, vrede wat helder soos 'n fontein vloei, vrede wat my hart vul soos 'n rivier, en geduld wat wag op die tyd alleen, 'n vrede
Eerlijkheid wat ander dra, goedheid wat uit die hart vloeit, geloof wat nooit kan nie, sagmoedigheid wat die lig wys, selfbeheersing wat die gees sal maak, die gees wat altyd na jy luister, geen sulke dinge sal geen weet nie, want die gees bring lewe, die gees bring vryheid. O Vader, ek prys U naam, laat my wandel in U gees, nie my begeertes nie, maar U wil alleen, seën my met wysheid, seën my met lig, geef my ons in waarheid, die Gees herinner ons aan U woord, die Gees keer ons om U lief te hê en om U gebooie te hou, die Gees gee krag in swakheid, die Gees bring troos en pyn, die Gees gee hoop in donker dae en wys die pad van regverdigheid. Die Gees leer ons om te bid, met sigte wat nie uitspreekbaar is nie. Die Gees getuig dat ons die kinders is en roep uit, Abba, Vader. O Vader, ek prys U naam, laat my wandel in U gees, nie my begeertes nie, maar U wil alleen, seën my met wysheid, seën my met lig. Gees gee wysheid nie van mense nie, die Gees gee insig nie van hierdie wêreld nie, die Gees openbaar die verborge nie van die hart. En wys ons die weg na lewe, Gees maak ons tempels heilig, die Gees seel ons vir die dag van verlossing. Die Gees laat die dorstige drink, die Gees laat die hongerige eet, die Gees is oor in ons lampe vir die nacht, gehoop vir die dag. Ek vra nie goud, ek vra nie rykdom, ek soek nie eer van mense nie, ek vra net die Gees, die wysheid, die insig, want U is my lewe, U is my alles. O Vader, ek prys U naam, laat my wandel in U gees, nie my begeertes nie, maar U wil alleen, seën my met wysheid, seën my met lig, vrug van die Gees, vul my lewe, liefde, vreugde, vrede, laat het vloei. O Vader, ek wandel in U lig, tot in ewigheid, tot in ewigheid. Baie dankie, Jaylee en Willie en Louis. Dit is 'n aangrypende lied. Partymal is al wat oorbly, as jy woorde opraak en jy wil bid, so om te sê, my Papa Vader wat alles van my weet, wat my diepste begeertes ken, waar ek dit nie eens kan verwoord nie. Baie dankie. Die voortdurende kom vanmôre na ons uit Psalm 29 en ek gaan 'n paar verse lees. Hy sê, prys die Here, julle hemelinge. Prys die Here om sy eer en mag. Prys die Here om die eer van sy naam. Buig
voor die Here by sy heilige verskyn. Die stem van die Here weer klink oor die waters, hoe groot is ons God. Dit is die magtige God, wat die weer laat drie. Die Here self is op die grote waters. Die stem van die Here is magtig. Die stem van die Here is vol majesteit. Die stem van die Here kloof die seders van die Libanon oop. Hy laat die Libanon spring soos 'n kalf en die Sion soos 'n jong bees. Stem van die Here laat weerlig uitslaan. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Hy laat die Kades woestyn bewe. Die stem van die Here laat die wildsbokke ruk van skrik. Dit stroop die bokse kaal. In sy paleis roep almal in, hoe geweldig. Die Here heers oor die watermassas. Die Here is vir altyd koning. Die Here gee krag aan sy volk. Die Here seën sy volk met oorvloed. Aan die kinders van God, die Here groet julle vanoggend vanaf sy troon en hy gee vir julle sy vrede en sy genade wat elke môre nuut is. Amen. Ons gaan nou op die groet van die Here antwoord deur ons lofprys en aanbidding. Eerste lied is Psalm 33 vers 1 en ons die lied is sing juichend en ons sing dit volgens die TT Kloete bereiming. Hoekom ek dit so sê, sal hoor ek sê die Toosjes bereiming of die TT Kloete bereiming, dit is die woorde wat verskil. Dan sluit ons in aanbidding af met Heer, met my hele hart. Baie dankie.
Dankie. Ons gaan onmiddellik oor na die woordverkondiging, omdat ons vanmôre aan die tafel van die Here kom sit en ons eers ons harte daarvoor wil voorberei. Ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Johannes 3 en dan ook uit Hebreërs 12. Ek wil hê voordat ons lees, kom ons raak net 'n oomblik stil voor die Here. Want vanoggend se woord is diep. Ek het al hierdie preek gepreek hier, nie heeltemal so nie. Maar die Here het hier goed vir my oopgebreek. My 70 jaar oud word voordat ek dit besef. En ek wil hê jy moet vanmôre die harte oopmaak om waarlik te hoor wat die Here vir u sê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons groote, onbeskryflike God. Ons rots by wie ons skuil. Ons vesting. Die naam is 'n veilige toring en die regverdige hart loop daarin en word beskud. Ons loof u vanmôre dat ons u kinders mag wees, Here, dat ons vanmôre mag wees die eiendom wat u van voor die wat u van voor die aarde se bestaan gekies het. Voortyd. U het gekies en ons is vanmôre bevoorreg om hier by u te kom sit, sodat u woord met ons kan praat. Here, ek wil vanmôre 'n besondere voorbidding doen vir Magda. Sy is nie lekker. Ek weet nie of sy nog in Fountain is nie, maar Here, ek bid vanmôre. Ons dra as 'n gemeente op. Sy was so 'n getroue ouderling in hierdie gemeente vir baie jare. Ons dra u kind aan u op. U wat die wonderwerker is. U wat die groot geneesheer is. En u wat weet wat verkeerd is in haar liggaam. Raak haar aan en genees haar asseblief volkomen. En nou terwyl ons voorgaan na die verkondiging van u woord, Here, vra ek dat u ons ore sal oopmaak. Dat ons nie net sal luister na u woord, maar dat ons sal hoor met die ore van ons hart, Here. En ek vra, Heilige Gees, kom slaan vanmôre hierdie woorde vas in ons harte. Salf my lippe
met die vuur van die altaar. Berg my agter die kruislig, dat ek net die mondstuk mag wees. So bid ons dit in die naam van ons opgestane Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, dis Pinkstersdag. Dis 'n wonderlike geleentheid, dis Pinkstersondag. Nou het ons die Heilige Gees. En wat maak ons dan? Hy is nie net uitgestort nie. Dis die derde beweging van die drie eenheid wat nou na vore tree. Ons het nou Jesus se hemelvaart gevier. Hy sit aan die regterhand van God die Vader, van waar hy vir ons intree. Wat 'n gedagte. Dat die opgestane Here wat die dood en die hel en alles oorwin het, vir ons intree daagliks by die Vader. Maar nou het die Heilige Gees na vore getree. Jesus is hemel toe. Hulle is daar, hulle doen hulle werk, maar die Heilige Gees is nou die een wat nou opereer in die nuwe gebeur. U sal die teks herken as iets wat ek al oor gepreek het. Maar soos ek sê, hierdie week het die Here Gees hierdie teks vir my oopgebreek en ek sal nou vir u verduidelik waaroor dit gaan. 1 Johannes 3 vanaf vers 1 sê: Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. En ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken. So die wêreld kyk nie eintlik na jou normaalweg as 'n kind van God nie. Hulle dink jy's maar een van hulle. Totdat jy Christus begin naleef in sekere omstandighede, dan besef hulle, hierdie mens het iets anders. Goed, vers 2 sê: Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Daardie posisie, het ek al vir u gesê, is onvervreembaar. Jy kan nooit nie 'n kind van God wees. Hy het jou gekies. Hy het jou nuut verwek. Hy het jou laat gebore word uit water en gees. En jy is sy kind, omdat hy so sê. Maar ons het 'n posisie, onvervreembaar, maar ons het mos nou ook 'n kondisie, wat nou nie aldag so lekker is. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Dit spreek van ons heiligmakingsproses, wat die Gees van God ons vat. En die woord sê op 'n ander plek van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Gees weer. So ons is in die proses van heiligmaking. En jy moet nooit 'n kondisie met jou posisie verwar nie. Jy moet nou nie die oggend, as jou hormone jou pla, en jy stop die hond, en jy klap die deur, en jy gaan aan, en dan kyk jy na jouself en sê, ek sê ek's 'n kind van God, maar wat het nou gebeur? Ag man, jou posisie het nou maar net blind, want jou posisie in die Here loop nie in 'n reguit lyn, of hy loop ook glad nie so nie. Hy loop soos mense se hartklop, jy weet ons. Dis ons. Ons kan nie verwag om sommer net so in 'n reguit lyn te gaan tot waar ons is. Want ons is mense, goed. Man,
Ek lees net hierdie vers. Ons sal hom sien, soos hy werklik is. Want in hierdie proses van heiligmaking, ontdek jy God se hart. En soos wat jy nader aan hom groei, en sy hartklop hoor, so ontstaan die begeerte by jou om te word soos die een wat jy aanbid, vir wie jy lief is. En dan is hierdie teks, en ek het hom nooit saam met hierdie preek gebruik, want dit het vir my gevoel soos terug by selfprestasie. Ek moet mooi lewe, en ek moet dit doen, 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 en ek negeer eintlik die werk wat Christus volmaak gemaak. Hy het ons vergewe, hy het ons vrygespreek, maar ons moet nou groei. Die 3de vers, elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein, soos Jesus rein. En dan het ek altyd gewonder, hoe moet ek myself rein? Ek sukkel 'n bietjie daar. Ek weet nie van julle nie, maar ek sukkel 'n bietjie om myself altyd rein te hou, soos hy rein is. Daar's 'n ander skrif in die Bybel wat sê, wees heilig, want hy is heilig. Dis nie waar. Goed, nou gaan ons oor na Hebreërs 11. Hebreërs 12, en ons lees dan vers 4. Nee, ek is verkeerd. Hebreërs 12 vers 14. Goed. Beywer julle vir vrede met alle mense. Kyk, dit is nogals 'n heiligmakingsbesigheid daar, nee, ouer, daar in my, is dit maar 'n besigheid, nee, om jouself so bietjie te beywer vir vrede met alle mense. En dis dan party daar wat jou heiligmakingsgrafiek is. Party maak sommer so. Maar jy is steeds kind van God, né? Dis onvervreembaar. Nou sê hy hier, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Nou in die ou vertaling, broers en susters, die 53 vertaling, sê hy en die heiligmaking waarsonder niemand die Here kan sien. En hierdie goed het baie in my gees gedra. Ek gaan nou vir julle verduidelik wat ek bedoel. Soos ek gesê het, ek was bang dat vers 3 ons terugsit in eie toog. Want ook die 53 vertaling sê, hy wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos wat hy rein is. Hoor julle my konsep van ek moet myself reinig. En voor hierdie Pinksterdiens het ek nog gesukkel met veral Hebreërs 12 vers 14. Dis mos vreeslik om te dink, sonder heiligmaking sal ek God nooit sien nie. Dan is my hele godsdienst oefening sinneloos. My oudste broer se oudste seun, ek en hy so net 'n jaar verskil, het eendag vir my gesê, maar hy was nou nog in die kerk waarin ek groot geword het, baie wetties, baie rigied. En jy moes ook jou sonde bely voor die pastoor of 'n ander getuie, net sodat hulle nou eendag vir jou getuie kan wees in die hemel dat jy dit
belei het. En toe ek nou begin met die gereformeerde leer, toe besef ek nou my makkies. Wie sê my getuie gaan ooit in die hemel kom? Hy is dalk langs die pad nou uitgeval. En as ek nou soek vir 'n getuie is hy nie daar. En toe sê iemand eendag vir my, om te dink, dat jy 'n mens met 'n leenagtige tong wil vra om die Almagtige te herinner dat jy wel jou sonde bely. Die Almagtige wat so graag sonde wil vergewe, dat hy sy enigste seun gee. Sal hy dan vergeet? Kyk, daar het ek my toe vinnig gekeer. Maar Benard bly toe daar. En net voor sy deur praat hy eendag met my. Hy sê vir my, weet jy sis, ek word baie moedeloos om die Here te dien. Ek sê vir nou so, hy sê man, ek lewe nou mooi volgens al die wette, jy weet, en al die regte goed, en ek reinig myself, en ek bely my sonde, en ek probeer om so reg as moontlik te doen. Maar daai laaste oomblik, voor ek die hartaanval kry, waar ek aan hy toe ook oorlede is, daai laaste oomblik, voor ek aan hartaanval kry, dink ek 'n verkeerde gedagte, of ek vloek omdat iemand iets gedoen het. En ja, dat ek van die lewe niks gehad nie, want ek het al die lekker goed opgegee, because ons dink mos, everything nice in life is either illegal, immoral of fatal. So het alles opgegee. En dan daai laaste moment, dan verloor hy nog die hemel. Toe ek nou hierdie kunskap ding in die posisie en die kondisie gekry. Toe ek die profeta se reeks beleef, gaan die heerlike waarheid van vers 3 van 1 Johannes 3 en Hebreërs 12 vir my op so 'n bevrydende wyse oop. Ek kan die Here nie genoeg dank vir hierdie week se lering vir my. Hy gaan net die oorspronklike Grieks en omvorm dan die gedagte, soos wat dit eintlik moes wees. Hy het 'n doktorsgraad in vertaalkunde. So hy lees die Grieks soos wat ek en jy Engels is. En ons moet nie die heilige vertalings nou as vals beskou nie. Dit was net mense wat dit vertaal het om dit vir ons leesbaar. Maar hy het gaan kyk wat daar eintlik moet staan as jy die heel oorspronklike teks. Kom ons gaan heel eers na Hebreërs 12. Hier word baie spesifiek aan ons gestel dat ons sonder heiligmaking die Here nie sal sien. Nou spreek dit nou van eie toekom. Gaan ons van na die erediens af werk aan ons heiligmaking? Ja, ons gaan. Maar dis nie ons eintlike werk. Ons doen dit in samewerking met die Heilige Gees, wat uitgestort is, wat in ons harte kom woon het, en wat saam met ons die pad daar is. Vers 3 van 1 Johannes 3 lyk na 'n opdrag wat jy moet uitvoer, en ek en jy weet mos goed hoe ons hierdie beval. Vers 3 sê gevolglik so, hoor hoe mooi. As jy die verwagting het om die Here te sien, om as verloste kind van God in die hemel in te gaan, en jy nie ergens maak om jou lewe in te rig, soos wat hy dit wil hê. Jy valse verwagting. Die feit dat God jou verwek het op geestelike gebied,
en jy dus sy kind is, word sigbaar soos wat jy as sy kind leef. Ek is seker, julle almal het vir julle kinders gesê, in my huis gaan jy nie so lewe nie, in my huis geld reëls. Etenstyd, slaaptyd, mense groet, ja, asseblief en dankie. Jy weet, dis die reëls van jou kinders as hulle jou kind is. As hy ongeskik wil raak na hy uit die huis het, is dit sy probleem. Ons gaan nie uit die huis van God nooit. So ons lewe as verloste kinders van die Here, soos wat hy wil hê ons moet lewe. Gaan ons foute maak? Ja, baie. Maar dan kom die Heilige Gees, hy praat hier in jou oor en dan sê hy vir jou, dit was nou nie mooi dat jy nou gedoen het nie hoor. Ek sê, ja meneer. Nee, soos jy in die huis sê, excuse maar. Dis maar so met die rooi pantoffel. My kinders het 'n ding oor my rooi pantoffel. As ek so wil die rooi pantoffel kom, het hulle baie vinnig, excuse maar gesê. Nou die Here kom daarin met die rooi pantoffel. Want die Gees van God oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. Die rooi slipper maak so. Die Heilige Gees oortuig. Hy begin vir jou sê, dis 'n beter manier om te lewe. Jy's 'n kind van God, man, lewe soos hy wil. Hulle sê dat een van Marie Antoinette se kinders in 'n verskriklike tronksituasie was. En as hulle hom dan so verredeneer het en vir hom gesê het, nou maar weet wat sê, I'm the child of a king. Ouderdom, you're the child of a king. Nou ek het al vir julle Sipho se storie vertel en ek maak klaar. Maar ek vertel dit vir die mense wat nie tussen ken. Sipho was 'n klein seentjie wat in Soweto woon. En hy het 'n groot oom Lucky gehad, wat 'n bokser van formaat was. En klein Sipho was so 5 jaar oud. En hy het sy oom Lucky aanbid. So dan en wanneer kuier oom Lucky in Soweto. Kijk, en hulle het mos daar boksers, het mos 'n manier moet doen. Dan loop daar 5-jarige Lucky, Sipho die langste oom Lucky, dan hy op sy manier van doen. Oom Lucky trek sy mond so half skeef as hy praat, dan trek Sipho op sy mond so skeef. Want in sy koppie is hy nou oom Lucky. Maar aan die einde van die naweek gaan oom Lucky terug. En dan's klein Sipho nie meer langs oom Lucky. En soos wat die week aangaan, begin ou Sipho maar weer loop soos sy altyd geloop het. Die ou mondjie trek soos sy altyd was en hy praat ook soos sy altyd was. Broers en susters, loop in die Here se voetspore. In die heiligmakingsproses stap in sy spore. Laat hy sy voet, waar hy sy voet uithaal, dan sit jy jou voet daarin. Want die woord van God sê, hy wat die Gees van God gelei word, is kind van God. Laat ons dan die heiligmaking najaag, waar sonde nie die Here sal sien. Amen. Broers en susters, ons gaan oor na die nagmaal. Ek wil net noem, dit is die tafel van die Here. Dit is nie die tafel van die ingever. Maar ek gee hierdie voorbeeld. As jy vrymoedigheid
om in jou eie kerk die nagmaal te gebruik, is jy welkom saam met ons aan die tafel van die Here te sit. Ek gaan vra dat die diakens asseblief vir ons doen. Ja. Geliefdes, en ons moet nou aan die tafel van die Here sit, as mense wat in ons heiligmakingsproses is. Hierdie dele wat ons so gegaan het in die week, wat ons nie geleef het soos sy kind nie, kom ons gaan nou, en ons gaan stil gebed, en ons vra jammer, ek is jammer vir dit wat ek in die oor verkeerd gedoen het, dat ek nie soos die kind geleef het. Ek gee u kans vir stil gebed, en daarna gaan ons dan sing liedboek 245, strofes 1 en 2 staande, ek wat vergifnis weer ontvang. Kom ons gaan dit stil. Amen. Kom ons staan en sing, ek wat vergifnis weer ontvang het. Sing dankbaar my verlossingslied. Hoe wonderlik is God se vergifnis. Hoe maklik is dit om net te sê, ek is jammer. Ek kom maak terug vir u. En dan is ons weer reg. Fantasties. Kom ons staan en sing. Ek wat vergifnis weer ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Your
vra, u moet saam bly, ons gaan nou ons geloof in die Here, ons geloofsbelijdenis doen, en u volg my soos wat ek op die bord verskyn. Baie dankie. Gee my net 'n oomblik asseblief. Ag, ons kan so net so van die woord. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan sit. Ek nooi nou die ouderlinge met wie dit gedeel is, om hulle sitplekke in te neem aan die tafel. Baie dankie. Ek kan nie sitplekke. Baie dankie. Broers en susters, in die lig van die preek, wil ek nou nie vir die informele nagmaalskool met u voorlees nie. Ek wil vir u sê wat Paulus sê oor toe die Here Jesus die nagmaal ingestel het. Ons gaan reguit na sy woorde. Hy het gesê in die nag waarin hy verraai is, het hy brood geneem en hy het dit gebreek. En hy het gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En hy het die beker gevat na die eet en hy het gesê, dit is die bloed van die nuwe verbond, wat jou sonde versoen, my eie woorde. En in daardie dankbaarheid gaan ons vandag ons nagmaal gebruik. Ek gaan vra dat die diakens vir ons die tekens uitdeel. U moet asseblief dit net by u hou, moenie dadelik eet of drink nie. Wag totdat ek die instellingswoorde doen. Intussen gaan ons na 'n pragtige CD luister van oorlede Koos Jonker. Mens dan aan 'n stem gehad. Ek is seker hy's 'n voorsanger in die hemel.
die wyn en die brood wat ek nou neem, is 'n teken van die rykdom en die seën. Al die oorvloed binne my, kom en borrel in my vry, en die oorsaak is die Gees wat in my bly. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, o kom na my om dit sonde was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, o kom na my om dit skoon te was. Vergewe my, o Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry, van die sondelas, o kom na my om dit skoon te was, want ek wil weer vlekloos voor U staan. Ja, ek wil weer vlekloos voor U staan. Broers en susters, terwyl hulle vir die diakens bedien, wil ek iets baie diep met julle deel. Jy weet, Jesus toe op die aarde was, het dooies opgewek. Siekes, blindes laat sien, dowes laat hoor. Wonderwerk, doen op die siele genoeg. Maar aan ons saligheid kon hy niks doen, voordat sy liggaam nie gebreek was. Dink dan aan, wanneer u die nagmaals elemente gebruik. Ek wil net weet of almal gekry het, is iemand oorgestel.
O, broer Johannes het oorgestap. Net by, broer Johannes net by. Is daar enige iemand wat die beker wil gebruik, sodat die diakens dit na toe kan neem? Baie dankie, dan gaan ons voort met die instellingswoorde. Geliefdes, die brood wat ons breek, is ons vereenselwiging met die liggaam van Christus, wat gebreek is tot ons oordeel, om ons sonde te vergewe. En die beker waaruit ons drink, is ons vereenselwiging met die kosbare bloed van Jesus, wat gestort is, om ons sonde te vergewe. Ek wil nou vir u sê, neem die brood, eet dit, dink daaraan en glo, dat dit vir jou was die prys. So op die beker, na die maal, neem dit, drink daaruit en glo, dat ook jou sonde versoen is. Ons sit net so en dan gaan ons die Here dank vir die voorreg van die nagmaal. Daar is 'n Engelse gesegde wat sê, it's an outward sign with an inward influence. It's iets wat jy van buite af inneem, maar het maak jou weer sterk. Kom ons bid. Here Jesus, Heilige Gees, drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U in hierdie oomblik uit die diepste van ons wese. Dankie Here dat ons vanmôre hier kan sit as U kinders ingesluit by die verbond met Abraham, ons is verbondskinders, wat ook as heidene by hierdie nuwe verbond ingesluit. Ons dank U daarvoor. Dankie dat U ons versterk vanmôre. Dankie dat U opnuut vanmôre vir ons verseker van ons kindskap. Maar Here, ons gee U vanmôre, elkeen wat hier sit. Ek doen dit sommer namens. Ons gee U onvoorwaardelik toestemming, Here Gees, om ons te lei elke tree in hierdie heiligmakingsproses om te word soos U is. Amen. Geliefdes, ons gaan hierdie nou dien met ons dankoffers. Daarna gaan ons oorwinningslied sing, gaan bly staan om die seën te ontvang, seën van die Here te ontvang, en dan sluit ons af met ons kosbare ere sy die Vader, ere sy die Seun, ere sy die Gees van God, en
en ons gaan in vrede. Jy maak nou 'n wilsbesluit om in die voetspore van Jesus te loop. Terwyl die diakens hier staan, wil ek 'n woord van dank uitspreek. Ek het nou nie baie tyd om vir julle dank te sê. Ek wil aan die ouderlinge dank sê, dat julle so getrou is in julle dienswerk, waarvoor julle afgesonder is. Ons diakens, wat, man, as jy op 'n knoppie druk, is hulle daar. Vanmorgen in die konsistorie inkom, toe lê my toog of my reg. In my mondstukkie lê vir my reg. Dankie ons. Elke gemeentelid, die vrouediens, elke lidmaat, weet jy, hierdie gemeente loop op geoliede wiele, want die is mense wat eienaarskap van die erediens, ons voorsangers, ons orgelis, ons klankman, wat in die week kom oefen in hulle eie tyd, wat vir ons so wonderlik bedien. Vir julle 'n hartlike dank uit my hart. En julle is ons nou die leviete, wat die offers moet insaam. Nou ek vir julle baie dankie sê. Julle manne lyk pragtig hier voor en ek is bitter lief vir elkeen. Kom ons dank die Here vir ons dankoffers. O Here, hoe dank ons U vir gesondheid, om te kan werk, en vir die wat al afgetree het. Dank
dankie dat u dit vir hulle gegee het toe hulle gewerk het om nou in pensioen te mag ontvang, waaruit hulle mildelik bydra tot die werk van die Here. Vader, u ken ons behoefte vir die dag wat herstel moet word. U sien ons pogings om geld in te samel daarvoor. En hier is baie onderhoud wat gedoen moet word, deels wat vervang moet word, magte wat vervang moet word. U wat ons behoefte ken, u gee vir ons op die saak. En u sien elke bietjie wat inkom, sodat dit vermeerder 30, 60 en 100 voudig. Ons dank u daarvoor in Jesus naam. Ons gaan heerlik die oorwinningslied sing, want wat anders gaan ons sing aan die einde van so 'n deuglike Pinksteroggend, wat ons die woord van die Here verneem het, en wat ons geweet het, wat voor die prys was, dat hy vir ons dit gedoen het. Ons gaan staan die oorwinningslied sing, dan bly jy staan om die seën van die Here te ontvang, dan sing ons die musikale baie dank. Sien my gees die glorie en die alma van die Heer, die allerhoogste wat in liefde ons sy koninkryk regeer, en beloof aan die einde op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof om prys om halleluja, loof om prys om halleluja, loof om prys om halleluja, hy is koning, hy regeer. Die Here is ons feesting wat vir altyd sal bestaan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan, hy is die ons wat ewig staan. Loof om prys om halleluja, loof om prys om halleluja, loof om prys om halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom jy nou in ons lof, lieg jou hande op na bo, plaas van syne slaan op drome en kom dans voor God se hoor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om prys om halleluja, loof om prys om halleluja, loof om prys om halleluja, want sy woord sal ewig staan, want sy woord sal ewig staan, want sy woord sal ewig staan. Kom luister hoe die Here God jou seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle
heiligmakende teenwoordigheid van die Here Gees by jou bly vandag en môre en elke dag tot aan die einde van die dag. Ons sien die daar by koffie en tee, waar ons lekker met mekaar kan kuier. 'n lieflike dag. Oh, lekker weer.